Ons gaan vandag die vergelyking van 'n parabool bepaal. Nou daar is 3 verskillende scenario's wat hulle vir ons gaan gee. Kom ons kyk net eers in die algemeen, het ons vir 'n parabool, y is gelyk aan ax kwadraat plus bx plus c, wat 3 onbekendes het, a, b en c. So om vir 3 onbekendes op te los, beteken dit dat hulle ten minste 3 stukkies inligting vir ons moet gee. Ook vir die ander vorm, y is gelyk aan a x minus p kwadraat plus q. Daar het ek ook 3 onbekendes, a en p en q. So, ons moet altyd kyk vir wat is die 3 stukkies inligting wat vir ons gegee is. Nou, afhangende van die inligting wat gegee is, moet ek tussen die 2 standaardvorms kies. Kom ons vee hulle uit en dan kyk ons na die spesifieke voorbeeld hier. Dit sê, bepaal die vergelyking van die parabool as 2 x-afsnitte en nog 'n punt gegee is. So, hier kan jy sien, ek weet my 2 x-afsnitte. Nou, gewoonlik het ons die x-afsnitte gekry deur die parabool se vergelyking te faktoriseer. Ons het y gelyk aan 0 gemaak en dan moes ons faktoriseer. So, as x gelyk aan minus 1 'n antwoord is, beteken dit dat x plus 1 'n faktor was. En as x gelyk aan 4 'n x-afsnit is, dan beteken dit dat x minus 4 ook 'n faktor was. En natuurlik, daar kan nog iets voor die x staan. So wanneer die 2 x-afsnitte vir ons gegee is, gaan ons altyd vir hierdie vorm skryf. X, kom ek skryf dit so. X minus die 1 afsnit, x minus die ander x-afsnit en 'n a vooraan. As ons nou hierdie uitmaal, ons los die a net so bietjie daar, dan kry ek x maal x wat x kwadraat is, dan kry ek hier minus 4x plus 1x is minus 3x, en dan wanneer ek die laaste 2 maal kry ek minus 4. So, ek moet nou nog steeds vir a oplos. Nou, ek het gesê daar moet 3 dinge vir ons gegee word vir 3 onbekendes. Nou, ons het nou 2 gebruik. Ons het die 2 x-afsnitte gebruik. Om a uit te werk, moet ons die 3de stukkie inligting bekyk en dit is nog enige punt. Nou kyk, ons het reeds vir B en C gebruik en daar het ons die punt A. So A is die punt 1 min 3 en dan kan ek dit net gaan invervang. In die y se plek sit ek 'n min 3. Ok, dis hier in die y se plek het ek min 3, want onthou hierdie is altyd x en dan y. En dan in die x se plek moet ek 1 sit. So dit word minus 3 is gelyk aan a maal, nou is dit rooi, kom ons verander dit liewers dat dit alles swart is. X is min 3, kom ek weer op die plek, min 3 is gelyk aan a, en dan x wat 1 is, so dis 1 kwadraat minus 3 maal 1 minus 4. Nou ja, minus 3 minus 4 gee vir my minus 7 plus 1, so dis minus 6 daar. En dan gaan ek dit met die minus 6 deel, en ek kry a is minus 3 gedeel deur minus 6,
wat dieselfde is as 'n half. So, nou kan ek teruggaan daar na my vergelyking toe en ek kan skryf y is gelyk aan 'n half x kwadraat minus 3x minus 4 en dan kan ek die half inmaal met elke liewe term daar, so dit gee vir my 'n halwe x kwadraat minus 3 op 2x minus 2. Goed, so dis die vergelyking. Die eerste scenario wanneer 2 x-afsnitte en nog 'n punt gegee is. Die volgende een het ons die draaipunt, kom ons highlight dit, ons het die draaipunt en nog 'n punt. Nou 'n mens kan maklik sê, ons het dan net 2 stukkies inligting. Maar dis nie waar nie. Want as ek die vorm y is gelyk aan a x minus p kwadraat plus q gebruik, dan gee die draaipunt vir my die waarde van p en dit gee vir my die waarde van q. So eintlik as ek na die voorbeeld kyk, is hier 2 stukkies inligting vir my gegee, mits ek hierdie vorm gebruik. As jy nou gaan probeer om die ander vorm te gebruik, die y is gelyk aan ax minus x1, x minus x2, of y is gelyk aan ax kwadraat plus bx plus c, gaan jy nie die vergelyking uitgewerk kry nie. So, wanneer jy die draaipunt en enige ander punt ken, dan gebruik jy die vorm. So, as ons nou kyk hier, dan het ons y is gelyk aan a x minus die x-koördinaat van die draaipunt, wat 5 is, kwadraat, en dan plus q is die y-koördinaat van die draaipunt, wat 3 is. Goed, nou is daar weer net een onbekende, net a is nou nog onbekend. Onthou, x en y is die koördinate van punte op die grafiek. Jy beskou hulle nie as die onbekendes nie. Enigste onbekende om die vergelyking te kry is a. En dan gaan kyk ek en ek sien ek het nog 'n punt. Die punt B 0 en minus 16 op 3 lê ook op die grafiek. Onthou, dis sy x-koördinaat, dis sy y-koördinaat. En dan kan ons dit invervul. In die y se plek gaan ek nou skryf minus 16 op 3 is gelyk aan a, en in die x se plek moet ek die 0 sit, so dit word 0 minus 5 kwadraat plus 3. So, kom ons vat die 3 na die linkerkant toe, dan kry ek minus 16 op 3 en minus 3 is gelyk aan, nou 0 minus 5 is net minus 5, maar as ek 'n negatiewe getal kwadreer, kry ek 'n positiewe antwoord, en dan gaan werk ek dit met my rekenaartjie uit. Ek gaan nou net deur 25 deel. Kom ons doen dit heeltemal op die rekenaartjie. So ek gaan bokant my lyn hê minus 16 op 3 en dan trek ek 3 af en dan onderkant my lyntjie gaan ek hê 25 en dit gee vir my minus 1/3. Goed, so hierdie hele ding moet met 25 gedeel word en hier moet ek ook met 25 deel sodat die 25's uitgaan. En dan is my finale antwoord y is gelyk aan minus 1/3 x minus 5 kwadraat plus
3. En ons hoef dit nie verder te vereenvoudig nie, tensy hulle vir my gevra het, hulle wil dit in die vorm ax kwadraat plus bx plus c het, dan sou jy net dit uitgemaal het en gelyksoortige getalle bymekaar getel het. Goed, die derde manier wat ons kan kry, is as hulle vir ons die y-afsnit gee, en dan 2 ander punte. Nou daarvoor gebruik ek ook y is gelyk aan ax kwadraat plus bx plus c. En jy begin altyd by c, want hulle het vir my die y-afsnit gegee. Nou die y-afsnit se x is 0, so is 0 plus 0 plus c, so ek kan dadelik hier sien dat c gelyk is aan minus 3. So, daar het ek nou net 2 onbekendes. My onbekendes is die a en die b. Nooit x en y wanneer ek besig is om die vergelyking van 'n grafiek te bepaal nie, want x en y is die koördinate van punte op die grafiek. Goed, die eerste punt wat ons ken is die punt A wat 0 minus 3 is. So, in die x se plek gaan ek 0, nee, ek is nou besig om lekker verkeerd te gaan hier. Ons het mos A klaar gebruik. Hierdie 0 minus 3 het ons mos klaar gebruik daar. So ek moet nou die ander stukkies inligting gebruik. So, B is die punt min 1, 5 en C is die punt 2, min 5. So, as ek nou die koördinate in vervang daar in hierdie vergelyking van my, en my y-waarde is 5, is gelyk aan a maal min 1 kwadraat, plus b maal min 1 minus 3. En die ander vergelyking, in die y se plek sit ek minus 5, is gelyk aan a maal, my x-koördinaat is nou 2, en minus 3, en nou gaan ek net hierdie bietjie vereenvoudig. Ek gaan die 5 oorvat na die regterkant toe, dan kry ek 0, min 1 kwadraat is maar net plus 1, en dan het ek 'n min b, en as ek die 5 oorgevat het, is dit minus 3 minus 5 is 8. En in die tweede vergelyking kry ek 4a, want 2 kwadraat is 4, plus 2b, en as ek die 5 oorvat, dan kry ek, wat kry ek? Plus 5 minus 3 is plus 2. En dan gaan ek hierdie 2 vergelykings gelyktydig oplos. Kom ons verander die onderwerp daar in die eerste een. Sal dan wees a is gelyk aan b plus 8. So los die a, dan is dit b plus 8. En dan sit ek dit in die tweede vergelyking, dan kry ek 0 is gelyk aan 4 maal b plus 8. Dit is nou in die plek van die a, plus 2b plus 2. Dit gee vir my 0 is gelyk aan 4b plus 32 plus 2b plus 2. So 4, dit is 6b wat gelyk is aan, en as ek hier so 32 dan is dit minus 34. So b is gelyk aan minus 34 op 6. Goed, nou weet ons kan b bietjie vereenvoudig, want 2 gaan in albei, so dit gaan wees minus 17 op 3.
En wanneer ek B het, kan ek teruggaan na daai vergelyking toe en ek kan my B daar gaan invervang, dan kry ek A is gelyk aan minus 17 op 3 plus 8 en dit werk jy gou met jou rekenaartjie uit. Ek wil dit net gou doen, minus 17 gedeel deur 3 plus 8 is gelyk aan 7/3. Goed, nou dat ek vir A en vir B ken, kan ek teruggaan na hierdie vergelyking toe en ek kan my vergelyking neerskryf. So, Y is gelyk aan A wat 7 op 3 is, x kwadraat, plus B, maar B is minus 17 op 3, so is minus 17 op 3x, en dan het ek laastens 'n minus 3. Goed, ek het hierdie twee gelyktydige vergelykings hier met substitusie opgelos, en eintlik dink ek eliminasie sou nog makliker gewerk het. Daarom wil ek dit ook net gou vir julle wys. As ek hierdie alles uitvee, jy sien wat ek raak sien is dat ek by vergelyking 2 'n gemeenskaplike faktor van 2 het. So as ek vergelyking 2 vat en ek deel dit deur 2, dan kry ek 0 is gelyk aan 2a plus b plus 1. En dit kan ek nou maar vergelyking 3 noem. Dan gaan ek vergelyking 1 en vergelyking 3 gelyktydig oplos. Nou as jy mooi kyk, sal jy sien dat ek hier 'n minus b het en hier 'n plus b. So as ek dit bymekaar tel, gaan die b verdwyn en dit is eliminasie. So wat ek moet doen is ek tel die linkerkante bymekaar, 0 plus 0 is nog steeds 0. Dan tel ek die regterkante bymekaar, a plus 2a is gelyk aan 3a. Soos ons reeds gesien het, is minus b plus b 0, en dan minus 8 plus 1 is minus 7. En dan kry ek dat 7 gelyk is aan 3a, en as ek dan met die 3 deel, dan kry ek a is 7 op 3. En wanneer ek vir A ken, kan ek teruggaan en in enige vergelyking dit insit. Ek dink ek gaan maar vir hierdie eerste vergelyking gaan. So, dit sê 0 is gelyk aan A. En A weet ek nou is 7 op 3. Dan minus B minus 8. So B kan ek links bring, dan kry ek 7 op 3 minus 8. 7 gedeel deur 3 minus 8. En dit gee vir my minus 17 op 3. Ek dink die eliminasie was inderdaad baie makliker. Dit gee nog steeds vir my dieselfde vergelyking, want wanneer ek A en B se waardes ken, gaan ek terug na daardie een toe en ek kan skryf daarom is Y gelyk aan 7 op 3x kwadraat, want dis in die A se plek, plus in die B se plek het ek minus 17 op 3, so eintlik moet ek sommer 'n minus hier skryf, minus 17 op 3x, en dan vir die C het ek min 3. Goed, dis die verskillende maniere hoe ons die vergelyking van 'n parabool kan bepaal.